Die deursnee mens is vatbaar vir indrukke en baie meer beïnvloedbaar in die eerste helfte van sy of haar lewe. Dit het ons ook te beurt geval. In die volgende paar video's gaan ons terugkyk na die toonaangewers wat ons in die eerste helfte van ons lewens beïnvloed het. Sommige was parels, ander kan dalk meer as swyne geklassifiseer word. In die tweede helfte van jou lewe kan jy nou, met jou geakkumuleerde lewenskennis, self besluit waar jy hulle plaas. As jy in Augustus 2003 'n kenner van ou rolprente was, sou die passievolle soen wat Madonna vir Britney Spears gegee het op die MTV video musiektoekennings, jou teruggevoer het na 'n 1930 rolprent. Soos Salomo gesê het, daar is niks niets onder die son nie. In die 1930 rolprent Morocco het die toe 29-jarige Marlene Dietrich teenoor Gary Cooper opgetree. Sy het die rol van 'n kabaretkunstenaar vertolk. In 'n spesifieke toneel is sy geklee in 'n manlike tuxedo en soen sy 'n vrou, beide taboe begrippe vir daardie tyd. Dietrich was die eerste Duitse aktrise wat 'n suksesvolle loopbaan in Hollywood begin het. Sy was begaafd. Sy was 4 tale magtig, wat Engels ingesluit het. In die jare na die verfilming van Morocco, sou sy doelbewus gedurende opvoerings kontraste skep. Sy sou uitvoerings in 'n stereotype vroulike uitrusting met toebehore soos pels en diamante begin. Dit het haar verklaring, "Glamour is what I sell, it is my stock and trade," onderskryf. Dan, in 'n dramatiese ommeswaai, sou sy verskyn in haar kenmerkende tuxedo en manshoed. Dit was 'n revolusionêre en gewaagde onderneming vir daardie tyd. Maar Dietrich was dalk een van die eerste glanspersoonlikhede, wat uitgevind het dat negatiewe publisiteit vir haar werk. Sy het die norms van die samelewing uitgetart en juist daarvoor bekendheid verwerf. In 1933 het die hoof van die Franse polisie haar gewaarsku dat sy gearresteer sou word, as sy sou waag om in mansklere in Parys te verskyn. Haas ondenkbaar in die tyd waarin ons lewe, nê? Hoe dit ook al sy word deur baie mense in die modebedryf as 'n pionier op die gebied van geslagsneutrale, oftewel unisex modes beskou. Al gehoor van die opspraakwekkende sogenaamde naakrok wat Marilyn Monroe gedra het, toe sy die mees sensuele Happy Birthday Mr. President liedjie vir president Kennedy gesing het. Wel, die ontwerp was eintlik ou nuus, want Dietrich se modeontwerper het jare van tevore al 'n soortgelyke rok vir haar ontwerp. Selfs in ons tyd het die naakrok sy sensasionele status behou. Monroe se rok was in 2022 deur Kim Kardashian na die Met Gala gedra. Dietrich se invloed strek dus tot in die 2020s. Terloops, in 1965 het Dietrich in Suid-Afrika opgetree. Sowel Dietrich as Monroe verskyn op die omslag van die Beatles se album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Dietrich was nie slegs as kontroversieel op die modegebied beskou nie. In haar persoonlike lewe het sy ook opslae gemaak. Sy het 'n openlike hedonistiese lewenswyse voorgestel en seksuele vryheid propageer. Haar talle buiteegtelike verhoudings, sommige kortstondig, ander voortsleepend, was meestal aan haar eggenoot bekend. Saam met hulle een dogter, Maria, gehad. Dietrich het die gewoonte gehad om haar minnaar se briewe aan haar eggenoot voor te lê. Hy op sy beurt het 'n buiteegtelike verhouding met die Meksikaanse aktrise Lepay Velez gehad. Die hedendaagse opvatting van everything goes het bepaald in hulle oop huwelik gestalte gevind. Behalwe vir die string manlike minnaars, getroud en ongetroud, op haar kerfstok, was sy ook romanties verbind met vroue. Van hulle het ingesluit bekende persoonlikhede soos die Meksikaanse skilder Frida Kahlo, die aktrise Claudette Colbert en die Franse sangeres Edith Piaf. Hierdie verhoudings was nie vaas kinderstories nie. Dietrich het ondanks druk geweier om die bestaan van hierdie verhoudings te ontken, in gedagte dat dit 'n era was waarin homofobia hoogtyd gevier het. Sy het soms in kodetaal na haar lesbiese minnaars as haar naaldwerk kringe verwys. In haar eie woorde het sy verklaar, "I'm at heart a gentleman." Met haar ruiterlike, andogene rolle en haar openlike biseksualiteit het sy die konvensionele, tradisionele verwagtings
wat die samelewing in haar tyd aan vroue gestel het, uitgedaag en daarteen gerebelleer. Lank voordat lede van die Women's Liberation Movement in die laat 1960s en 70s as braaf verbranders geëtikeer was, het Dietrich duidelik demonstreer dat sy haar lewenskyk uitkyk op haar terme sou demonstreer en basta met die res. Sy het grense verskuif en morele reëls herskryf en dit sou haar nalatenskap word. Maar ondanks haar non-konformistiese, ongereguleerde uitkyk op die lewe, sou haar vrees vir die eie ouderdom haar nemesis word. Die tekens van die tyd het haar vernis afgedop en haar uiterlike voorkoms laat taan. Sy het uit die publieke oog verdwyn, toe sy nie langer haar glansryke publieke beeld kon handhaaf nie. Soos die Engelse spreekwoord sê, all that glitters is not gold. Haar alkoholafhanklikheid het ook toenemend problematies geword. In die laaste dekade voor haar afsterwe, het slegs haar familielede en personeel haar woonstel in Parys betree. Koerante het na haar dood bespiegel dat die oorsaak van die misterieuse Dietrich se dood moontlik selfmoord was. In lewe en in dood was sy enigmaties. Ander krake in haar vernis het ook na vore gekom in haar dogter se memoir oor haar ma. Sy het die begaafde Dietrich se talent bewonder, maar haar ma as koud en emosioneel onbeskikbaar beskryf. Die verhouding tussen haar en Dietrich, die ewige rebel, was kortom kompleks. Dietrich word deur sommige as een van die arrogantste vermaaklikheidssterre van alle tye beskryf, maar dat sy vir konstante publisiteit verantwoordelik was, is nie altemit nie. Sy word steeds as 'n ikoon in LGBTQ en feministiese kringe beskou. Onthou om Dietrich in herinnering te roep, as jy weer haute couture met 'n manlike inslag op die loopplank gewaar. Ek is nuuskierig om jou opinie rakende Dietrich se bydra tot die samelewing te hoor. Tot volgende keer. Shalom.